Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Ons gesels 'n bietjie, ek wil sê digitale bemarking en tegnologie. So ja, gister gesels ek weer met 'n joernalis, gaan die name noem nie, en my eerste vraag wat ek kry is, sy verstaan ek het 'n video reeks. Toe sê ek nee. So, wat is julle ondervinding al buite? Wat hoor julle wat ouens dink is 'n potgooi? Wat verstaan julle is 'n potgooi? Is 'n trick question, en kyk of julle luister. Maar ja, wat is julle ervaring al buite? Want is vir my, dit bly vir my 7 jaar later, of ek was ons nou 8 jaar later, van die speletjie gespeel het, Suid-Afrika is nog ver agter, en ek gee julle vinnig gestat, en dan hou ek op praat. Pre-COVID, 26% van die land luister podcast. Nou dis ook Suid-Afrika. Nou wat is vir my debatteerbaar, want ek sal graag wil weet wat se segment, want die swart gemeenskap is tradisioneel, ek wil sê is luisteraars. Dit is 'n radio is 'n goedkoop, maklik ding wat daar in die middel van nêrens se entertainment is. So dit is, ek wil sê dit is in hulle, is amper in jou DNA, en hulle hou van luister. So daar's massiewe hoeveelheid gemeenskapsradiostasies, swart gemeenskapsradio. Ek dink ons Afrikaanse stasies is omtrent 250, 260 sterk. Men mense weet dit. Ook baie. Hulle weet nou van Pretoria FM, Groot FM, daar's 25 groot is, wat ek so sê wat 90% van die luisteraars het. Maar daar's honderde kleintjies. En so, ek wil sê, ek dink jy kan dit 'n 0 dalk bysit vir die swart gemeenskap. So, 26% is dan post-COVID amper verdubbel, 43%. 'n vergelyking met Amerika en Europa, wat 96% is. So, daar's 'n lig in die tonnel, maar ons is nog so ver agter, en ek weet Afrikaans is nog verder agter. Ek sê dit altyd. En dis weer eens, daar's nie taal spesifiek nie. So, dis die stats eintlik. So van 'n tegnologie perspektief, Jacques, ek dink as mens net wil lig op dit sit, ek dink die groot rede hoekom podcast nou meer in Suid-Afrika vlam vat as vroeër, is maar bandwydte dink. Ek meen, ons het nou internet met fiber wat inkom en internet wat oral nou is jou mobiele data ook baie goedkoper. Waar ek meen, want dit is die een kant, en die tegnologie om radiokwaliteit informasie te stream, wat ons nou doen op soos 'n hou nou, wat hulle dit kan kompres. Jy kan hierdie hele 2 ure luister, en dit is, ek dink maar soos 80-100 meg, waar, weet, as jy dit nou tipies in 'n video gaan kyk, of dit net as jy dit tegnies weer die raw MP3 of die WAV, dis gigabytes groot, verstaan? En ek dink dit is soos tegnologie nou maar verder gegaan het, en mense raak bewus, daar's meer daar buite. Want soos jy praat van die mense is gewoond aan 'n radiostasie waar jy ingaan, en as jy nou wil vra die definisie van 'n podcast, radiostasie is vir myself soos 'n joernalis versus 'n blogger. Is daar struktuur, en 'n spesifieke manier hoe jy geleer word, hoe jy moet praat. Dink 'n podcaster jy het 'n mic en jy kan praat. En jy maak die reels. As jy vir 'n uur wil 4 uur stories vertel, dan is dit. En daar gaan mense wees wat na jou wil luister. Al is dit net jou ma en jou sussie in my geval. Maar en my vrou natuurlik. Sy moet. En dan gaan my kinders ook laat luister. Maar so ek dink net dit is die groot ding is jy het hierdie vryheid. Ek dink jy word gebonde in 'n journalistiek, in 'n radio-omroeperrol
niks fout met dit nie, maar jy raak gewoond in 'n spesifieke manier hoe dinge gedoen word. Waar hier sit ons vandag, as jy vir ons 10 jaar terug sit, luister jy, ons gaan in 'n mikrofoon en ons gaan voor mense praat. Ek meen selfs die tyd toe ek my podcast gehad het, dis snaaks, want jy sit hier en praat in 'n mic en jy het nie besef daar's mense na jou luister nie, maar as jy gaan kyk, iemand het een keer mooi vir my verduidelik. Ek het omtrent so tussen 400 en 600 downloads gehad 'n maand. Nou dit en weer eens ek vergelyk my met Amerika en ons by Amerikaners geleer, dan sit ons nee wat ons is nêrens. Maar wat jy regtig moet gaan kyk is jy moet dink ek sit nou en praat en hier's 400 mense hier in 'n vertreksme. As jy 400 mense so saam sit, dis baie. En om te dink 400 mense actually, ek wil sê hulle investeer die tyd. Hulle kom luister. Hulle kies om te luister. Ek het dit nie forceer nie. Alhoewel natuurlik jou vrou en jou ma en jou. So ek dink dis die groot ding is jy hoef nie in 'n radiosegment nie. Jy kan oor enigiets praat. Solank jy waarde toevoeg op enige vlak vir die luisteraar. En die luisteraar kan kies. Ek dink vandag is ons so bevoorreg. Ek dink in die tyd toe ek groot geraak het, wat SABC 1, 2 en 3 en een radiostasie. Vandag, my kinders wat groot word, ons is so bevoorreg in terme van dit wat ons kan consume, en jy het sosiale media, en jy het so baie goed, wat vir jou tyd vra, dat ek dink net weer eens, as iemand na ons luister nou is, weet, baie dankie, weet jy vat jou tyd, is 'n commodity deesdae, en jy vat jou tyd om te investeer in ons. Ek wil vinnig by jou aansluit, die interessante ding, weet ek het 'n nota hier gemaak, ek het onmiddellik gedink, ek het gister weer 'n mediese gesprek gehad, en daar's vir my 'n interessante korrelasie, as jy gaan kyk na journalistiek, wat jy 4 jaar graad gaan swat tradisioneel, 'n dokter, Elon Musk, wat sommer gou gaan swat het om 'n rocket scientist te wees, want hy kon nie 'n top 1 bekostig nie, nee? Ek bedoel, hy het dit letterlik gaan bestudeer om die basics te verstaan van rocket science. Ek dink nie baie mense besef dit eers nie. So die punt is ons is verby, en ek sien daardeur ons kan nou net YouTube video's kyk en gaan bou ons 'n rocket nie. Ek net vir die regering sê dis nie moontlik nie. Jy moet verkieslike ingenieur wees. Maar die dae is verby. Dis die geleentheid en dis ook die obstakel. Waar ouens kom nie verby dit nie, of hulle dink het sy man selfs kerkwese. Maar as jy nie 6 jaar gaan swat het nie, dan jy is nie 'n dominee en jy weet niks van, wat kan jy nou van teologie in die Bybel af weet, versus ek wil sê 'n pastoor wat nou, maar die ou het net so lank, hy spandeer net so tyd uit die verhouding, maar hy het nie 'n titel vooraan nie. So daai is vir my, en ek dink die Afrikaner, en ek wonder of dit selfs, en ek sê vra, of 'n deel van ons uitdaging is met hierdie podcast game, dat as jy nie 'n joernalis is nie, as jy nie 'n TV-aanbieder is, as jy nie 'n blerrie sanger is nie, ek sê dit moet altyd swaal vir vaste kriteria wie dit mag doen en nie mag doen, versus die content expert. En dis hierso ek wil dit beklemtoon. Hier sit ons ons is content experts. Ek sal dit do as I do, en do as I say. Anderswoorde, hier is ons werk, dis wat ons doen vir 'n lewe. Ons is nie besig om vir teorie te voer. En ek dink dit is die groot verskil, en geen joernalis, en ek sê dit altyd met respek, geen joernalis kan kers vashou met die inhoud wat geskep word as 'n entrepreneur met 'n entrepreneur byvoorbeeld gesels, of 'n prokureur met 'n prokureur, of 'n business analyst met 'n business analyst. Kan nie kers vashou nie, hoe kan jy? En ek dink ook 'n belangrike onderskeid tussen podcast en radio is, 'n tipiese radiostasie het 'n publieke mandaat, dis kommersieel van aard, die ding moet 24 ure 'n dag, of ten minste 12 ure 'n dag hardloop, en jy moet elke sekonde vul, en dis heeltyd lewendig. Jy het te doen met sensor, die Broadcasting Complaints Commission, mens hoor baie kere hoe hulle sê, as jy van iets nie hou wat jy hierso hoor nie, asseblief gaan, maak dit aan ons bekend, gaan lê 'n klagte, want hulle is onder hulle word gereguleer. Hierdie is absoluut privaat, hierdie is op die internet, ek glo dit is moontlik dat mense kan debatteer ten minste, ek wil nou nie te spesifiek op die punt wees nie, maar dat omdat hierdie op die internet geplaas word en nie oor die Suid-Afrikaanse radiosyne nie, kan mens ook argumenteer dat ons is ook 'n bietjie apart van die regulering van goed. Ons saai nie radiosyne uit nie, so ons is nie onder ICASA aan dit nie, maar ook in terme van die inhoud van wat ons sê. So 'n radiostasie het hierdie ding van, ek moet back-to-back elke sekonde vul, ek moet dit laat geld maak, ek moet die mense besig hou, waar podcast dit meer 'n ding van, kom ons neem iets op, ons sit dit daar buite, en gee liewers vir die luisteraar daai opsie, daai keuse
van inhoud om na te luister, en jy kan altyd, ek hou van podcasts, daar's altyd hierdie gesonde balans, wel, ek kan nie sê dis altyd daar nie, maar daar's oor die algemeen, vind mens dat daar's 'n bietjie van 'n balans in die entertainment gedeelte, van dis net lekker om te luister hoe mense klets, en aan die ander kant op opvoedkundige gedeelte van om regtig, en dit is na jou punt, Jacques, van waar jy eintlik met mense wat deskundig is in iets, 'n geleentheid kry om net bietjie to speak their mind, en dis baie kere baie meer sinvol as net 'n gestruktureerde 15 minuut onderhoud wat ek gou 5 of 10 key vragies vra en hoop okay, ek het die beste uit dit gekry, waar as mens bietjie in die gesprek kan insettle, dan word dit baie meer sinvol, en jy kry bietjie meer van 'n gevoel ook vir 'n persoon deur na hulle te luister, hoe hulle met mekaar net gemaklik praat, as so Freek Robinson styl, A, B, C, breek, klaar, reg? Absoluut. Het verbaas my net nog steeds, die stats wat Jacques nou gegee het, is dat so min mense nog van die podcast vehicle gebruik en na luister in Suid-Afrika. Ek het nou die dag met 'n CEO gepraat van 'n maatskappy en vir hom vertel van podcast en hoe dit sy besigheid spesifiek kan bevoordeel. En op die ou einde, na 'n lang gesprek, sê hy vir my, ja, jy moet my voorstel aan hierdie Jacques ou. Ek wil hê hy moet vir my so 'n paar 5 minute podcasts maak dat ek dit op YouTube kan sit. Dit was nou nog 'n uurse gesprek van wat is 'n podcast en hoe kan dit join the club. Ek baie daai gesprek al gehad wat jy met uit net jy verstaan eintlik wat jy nou net gesê het. Ja. En die app is op jou foon. Ek meen dit is so maklik deesdae. Maar ek dink dit sluit so lekker aan, Ernest, met tegnologie. Is mense verstaan nie altyd wat tegnologie en besigheid is en wat doen nie. Ek praat nou oor cloud technology en hierdie goed wat nou al lank is, weet as jy vir iemand gepraat het van in die cloud, in die begin was dit, weet, every cloud has a silver lining, weet, wat wil jy met die goed in hierdie wolk gaan sit. In plaas van om ons kop in die sand te druk en te sê, wel, ek kan nie, weet, ek dink vir al Afrikaner besighede baie keer, as jy nou al lank operasioneel is, ons het altyd die ding wat sê, nee, maar as die ding werk, moet nie verander nie. Maar ek dink ons besef waartoe ons beweeg met tegnologie en waar die wêreld heen beweeg. Daai antwoord het al gewerk 30 jaar terug. Maar jy gaan deel van die statistiek word wat oor 5 jaar bestaan jy nie meer nie. As jy nie seker van die goeders, ek dink en mens moet verstaan, daar's nuwe tegnologie goed wat kom. Jy kan nie alles implementeer, alles doen nie. Jy moet verstaan, wat is hierdie nuwe ding? Waartoe gaan hy? En hoe impakteer dit my besigheid? Nie alles in tegnologie, weet jy. Ek dink al die groot ding nou wat gepraat word is hele ding oor machine learning en AI en robots gaan ons werk wat nee. Ek dink ek wil dit terugvat die tyd toe die tikmasjien verander die rekenaar. Ja, daar is nie meer 'n hele kamer vol tannies wat tik nie, maar hulle het nog steeds net op 'n rekenaar gedoen. Die werk het bietjie verander en dit selfs vir hulle makliker gemaak. En as jy nou moet dink, jy moet met 'n tikmasjien en Tipex was die grootste uitvinding 30 jaar terug. Vandag is dit ongehoord van, dan wil ek nie eens gaan waar ons gaan met ons spelreëls en ons wil nie eens daar wees nie, maar ek dink die groot ding wat ek wil sê is, hierdie gedeelte gaan oor tegnologie en ek dink die lekker ding om altyd te gesels is digitale bemarking, want dit is flavor of the day, maar ons groter dinge rondom dit wat ons in die volgende episode bietjie sal bietjie in dieper delf, rondom hoe gebruik jy tegnologie en prosesse in jou besigheid ten einde te verbeter. Ek sit terug en dink, mens begin nie 'n besigheid net om besig te wees nie. Jy wil tog, daar's 'n rede, daar's daai why, hoekom wil jy begin? Wat is die impak wat jy wil maak? Ek dink dis altyd wat se impak wil jy maak? En dan, as jy met daai oogwink na dit kyk, dan sê ek, goed, maar kan ek deur dit en dit en dit te doen 'n groter impak na die wêreld? En ek dink dis wat ons doen met hierdie podcast. Ons probeer 'n impak maak. Ek wil aansluit daarso deel wat vir my interessant is ek wil beklemtoon die virtual auditorium wat jy nou van gepraat het, van mense kies en ouens kyk neer want hulle wil 'n radiometrics en ek wil daarbey aansluit van kykers en luisteraars. Ek sê altyd karre wat verby die billboards ry. En dis soos kliks op 'n webwerf. Dis is kliks op 'n webwerf of ek wil sê kliks op 'n webwerf is nog alright. Likes van jou post, shares van jou post. Beteken niks nie, want dit is nie meetbaar nie. Ouens kyk vir my geskok, hoe bly ek sien meetbaar nie? Nee, meetbaar teenoor impak is dit nie. Ja, en ook wie? Dis wie? Dit kan 300,000 kykers, 300,000 luisteraars. Ek weet wat Jacaranda, ek sonder hulle nou uit, maar kom sê nou maar, ek dink hulle 300,000 luisteraars. 24 uur program wat jy oor gepraat maar hè. En hy is wat
20 verskillende shows, 20 verskillende temas, 20 verskillende DJs. Maar jy tel alles bymekaar en dis hoe hulle advertensiespasie gaan verkoop. Ek wil weet wie het geluister, waar is hulle en wat het hulle gedoen? Wat is die aksie wat hulle geneem het toe hulle die advertensie hoor? En is dieselfde met kykers. As ons gaan kyk wat Sake Ontbyt op Saterdagoggend, dink hulle die kyknet ouens speel hulle 700,000 kykerkaart. 700,000 kykers, 2,5 ure program, 4 of 5 verskillende temas, van kos, entertainment, besigheid, maar jy tel alles bymekaar en jy sê daar's 700,000 kykers, en ek sê, maar Tannie Sunny het ingelog en sy wil die nuwe resepte kyk. Maar die arme Willie Wally wat daar sit, het R20,000 betaal om vir 5 minute oor sy besigheid te praat. En dan is hy geskok as sy maam nie bel nie. Want dis al as hy gelukkig is, want sy maam bel, om vir hom geluk te wens met sy nuwe TV-loopbaan. So ek dink, die punt is daarso, dit is nie meetbaar, vir karre wat by die billboard ry. Selfe, van hierdie billboards, ek onthou post-COVID goeie deals op die billboards. Weet van hierdie groot billboards is R100,000 'n maand. Dan sê hulle vir jou, dis 'n hoë LSM, is 100,000 karre. Alright? Wie is in die kar? Wat het hulle gesien? En het my foon gelei. Nou as ons terugkom na podcast toe, wat ouens nie besef nie, is dat, nommer 1, ons kan meet, ons weet daar het 1000 ouens gekom. Ons weet waar hulle bly. Nou nie die adres nie, so jy hoef nie af te lok nie. Te laat. Wat weer is Centurion. Hou aan luister, want ons weet wel jy. Ja, hoe langer jy luister, hoe meer weet ons van jou. Ja, dis is hy speer, ek sit altyd in die flieks, en dan bel hy mos van die telefoonhokkie af, dan is hy stopwatch wat aangaan, want jy moet, ek dink jy 30 sekondes, en dan moet jy hom doen, want hulle figure so een digit ja, op hulle triangulate, ja, dan is soos, okay, at least weet ek in nees, alright, ons weet nou, hy is in hierdie staat, okay, hy is in New York, ek kan hom dus die blokke begin uitfigure, en dan sê hy, so toep, af, en dan is, so alles verloor. Ja. Ek dink dat 'n paar ouens afgeskakel het terug en geskuif. Ons weet jy sit op die M1 vas. Ja. So jy weet wat die area, weet natuurlik wat jy na geluister het, weet hoe lank jy geluister het. Dis ook belangrik dat jy gemiddeld 85% luister uit. Dit help ook nie ouens sit 'n drop off na 10 minute hou hy op luister nie. So ons weet dat jy ten minste, en jy kan sien ook, die ad of die promo geluister. Selfs watter gedeelte van geluister. Jy kan sien. En baie belangrik, dis hoekom hulle byvoorbeeld vir jou kan statisties bewys dat 86% van die luisteraars, natuurlik die podcast luisteraars, val nou in Amerika en so, skip nie die ad nie. Want die advertensie is relevant. Ek sê altyd, as ons kyk na klipkous, hier gaan nooit iets op hierdie show wees, wat nie iets met besigheid te doen het nie. Ek sê altyd, lekker groot bek is Unilever môre vir my nou wil Pampers, jy weet, op adverteer of Huggies, hulle gee my R1 miljoen, dan gaan ek dit nie vat nie, alhoewel ek die heel moeilijke podcast show skep om dit te vat. Ons kan 'n plan maak, ons werk nie toekomstige entrepreneurs, maar dit is nie relevant nie, jy gaan luisteraars verloor in die proses. En dit is weer as jy gaan kyk na tradisionele advertensies, is alles vir almal. Daar's ads wat my irriteer, musiek wat my irriteer. Inteendeel, ek moet 'n shout-out gee vir jou Hot FM en Classic FM. Ek sê altyd, Classic FM is die mees nuutste radiostasie wat daar is. Daar's nie 'n lisie wat daarop is as jy luister nie. En toe kom Hot FM, wat hulle self posisioneer as old school 80s, 90s musiek, en die twee join forces. So nie net vat hulle nou Classic FM wat 24 uur lank moet hardloop nie, of ek weet nie hoe lank het hulle gehardloop nie, maar nou deel hulle die kanaal. So daai is my die beste voorbeeld van hoe jy twee niche markte bedien, baie effektief, koste-effektief, op 'n baie slim manier, maar die klem lê op niche. En dan om terug te kom na meetbaarheid, ons kan vir jou sê of jy iPhone gebruik het, kan vir jou sê of jy 'n MacBook, ons kan vir jou sê iPad, ons kan vir jou sê 'n Android device, kan selfs weet die kwaliteit waarteen jy geluister het. Jy weet, so daai en selfs jou iPhone, dit sê vir jou iets van jou, die profiel van jou luisteraar. En natuurlik baie belangrik, seker die mees belangrikste, ons weet, okay, dis op Spotify. Spotify het natuurlik ontplof nou. Maar interessant genoeg, ek wil terug sê, Spotify, Apple Podcast en YouTube. En deel van daai statistieke wat ons gesien het, is dat YouTube is heiliglik die grootste luisterkanaal. 44%. En dit het gekom van die YouTube Premium, wat musiek speel. So, ek wil jou sê, dit is wat ons nou, dis hoekom ons weer die engine gestart het, om seker te maak dat jy die audio komponent op YouTube het. En die visual, verkieslik. Maar ek wil sê, if all else fails, kry die audio komponent
op YouTube, want dis waar die ouens luister, en is ook, en ek sien ook 'n jonger generasie wat ek agterkom geniet, soos my laaitie, ek kom agter 'n jonger lot wat YouTube Premium verkies as 'n plek van consumption. So mens kan nie die meetbaarheid van dit onderskat nie, die ouens verstaan dit nie, en dan die laaste ding wat ek sal sê is, deel wat jy ook gesê het, 'n podcast moet deel van jou sales en marketing strategie vorm. En ek kom dit baie agter, dat ouens, daar's nie 'n strategie nie, is soos in, daar's ook nie 'n strategie om op TV te gaan nie. En Die strategie is ek wil met Dawie gesels. Ek wil met Dawie gesels en my foon gaan van die mikkie af lê as ek op TV was. Dit werk nie. Dis jou paar pelle, want dis hy 15. Hulle gaan jou bel. Ja. Die braaivleis vir die bragging right? Yes. So dit is die hartseer realiteite en die ouens verstaan dit nie. Maar soos ek sê, 'n podcast, daar's verby wat jy opdaag in die mic en praat en rekord. Daar is 'n strategie. So ek dink dit sal dalk interessant wees om dis nou baie letterlik amper 'n ding van om vir die koor te preek, maar want iemand wat hierna luister uiteraard reeds daarna, maar ek dink dit sal tog goed wees om net bietjie te praat oor wanneer en hoe luister mense na 'n podcast. Is dit net is daar net een app? Is dit net op YouTube? En ek vra asof ek nie weet nie. Is dit moet jy altyd op die regte link klik? Kan jy die goed weer na die tyd kry en soek? Wat as ek in die kar ry? Hoe luister ek daarna? Ja, ek dink dit is 'n praktiese aspek daarvan. En dit kom terug, kyk, dit gaan oor consumption on demand. Soos deel toe ek sê, jou data is nie meer die issue nie, dit was. Ek dink 'n 15 minute onderhoud nou is 3.5 megabytes gemiddeld. En jy download by jou huis. Jy het jou show, hy kan outomaties download en dan van daar af Bob is jou ankel. As jy app het op jou foon, ons het Apple Play en die karre, dit raak nou algemeen. So dit, ek wil sê, dis die maklikste ooit om dit te verbruik. Ja, ek dink, ek wil aansluit by Marie, ek dink jy het soveel opsies. Jy kan dit luister op Spotify, jy kan dit luister, as jy Apple device het, kan jy dit luister op die podcast Apple device. As jy op YouTube is, kan jy daar's soveel. Wat Android sinne? Well, Spotify het daai bridge gegap. Histories moes ons SoundCloud gebruik om vir die Android user te akkommodeer. Spotify, ek wat Apple iPhone het, luister nie op Apple Podcasts, ek luister op Spotify. So ek consume en selfs met YouTube. So dis hoekom ek dink jou Android, dit het makliker geword vir Android verbruiker om podcast te luister versus die Apple ou wat by default. Ja, ek dink die groot ding Apple het as deel van die native apps, hulle podcasting kan ek maar sê amper half geboorte gegee aan dit. Want dit kom klaar op jou foon deel van dit. Met as jy 'n Android foon het of van die ander het, daar's nie 'n default nie, maar daar's so baie players. Ek gaan nie vir jou kan sê nie, ek is 'n Apple ecosystem. Weet Spotify, maar Spotify is nie 'n native app nie, maar dit is 'n streaming device, maar daar's so baie plekke deesdae dat dit eintlik maak nie saakie. Ek wil amper al sê waar ook al jy deesdae content consume, is dit soos YouTube waar jy video consume, kan jy die audio ook al kry. So daai is nie meer struikelblok nie. En wat vir my interessant is, ons praat nou van die ou wat op die M1 vassit. Jy het gewoonlik jou radio net aangesit en jy het ingeskakel op 'n radiostasie. Vandag het jy CarPlay, het tegnologie in jou kar. So dalk luister jy vandag in jou kar na ons en hallo. Hallo, kyk op die pad. Ja, luister, nie kyk weer hy. Ek wou nog hoeka gesê het, ek dink amper daai steekproef van vroeër is by die Gautrainstasie gewees van 46% van mense wat podcast luister. Ek wonder nogals uit die groot populasie wat dit sal wees. Ek dink as jy dink mense wat nader aan tegnologie is, wat toegang het tot data, wat op hulle eie oorfone of klankstelsel daarna kan luister. Tyd het wat jy in transit is, ja. En jy weet mense wat rondry maar ook ek vind dat vir my is dit baie nuttig om byvoorbeeld sê maar ek oefen by die huis of ek doen iets huiswerkies, jy weet wat jy dagtaakies in en om die werf tipe goeders, is dit eintlik daar's baie tyd, ek dink Anthony Robbins noem dit net time, nou extra time, iets wat jy kan doen terwyl jy iets anders doen. En dis wat ek nogals vind podcasting lekker maak, en in plaas van om nou maar net musiek aan te sit of die radio en eintlik maar net bla bla in die agtergrond te hoor, soos net amper white noise of wat ook al, is 'n podcast so bietjie meer, bring ietsie relevant vir my, al is dit ietsie wat ek nie noodwendig so into is nie, maar so vind bietjie hieroor uit en dan dis altyd nogals interessant. Ek dink is die non-intrusive komponent, nee. Dit meng jy in nie. Meng jy in nie. En dit is wat ouens ook vergeet. So almal is, en ek bedoel kyk het 'n rol. Hulle noem dit daar's 'n naam wat ek onlangs geleer het en dit sal help as ek dit onthou het, maar dit is soos dis wat TikTok gedoen het. Dit is hierdie tipe van 'n sample
visual ding, jy proe. Dis tuisters. Dis die krag, dis eintlik die krag van kyk. As ek sien wat die groot handelsmerke, en weer eens, ek gaan nie name noem nie, maar almal wil 'n YouTube kanaal, of hulle wil TV-reeks, of 'n TV-kanaal. Want hulle dink kyk is superior. Kyk is nie, want jy kan net kyk as jy kyk. Jy kan net lees as jy lees, maar met 'n podcast, ek sê altyd bed, bad, bike, braai. Ek weet nie wat stofsuig, wat hier die huis skoon maak. Bediende. By die huiswerk. Bediende, ek weet daai. So dit is die krag van die media. Dit meng nie in nie. En dis weer eens, ouens kan dit nie onderskat nie. En meetbaarheid, nie intrusief nie, niche, ek wil niche beklemtoon, en die die persoon kies om op te daag. Jy forceer dit nie in hulle keel af nie. Ek dink dit wat lekker gaan wees, wat ons gaan begin doen in die toekoms as ons praat oor tegnologie, en as iets spesifiek, as jy nou praat van ons meng nie in nie, ek dink jy hoef nie bekommerd te wees nie, as jy dalk 'n stukkie nie mooi verstaan of luister nie, wat hierdie nice maak, ons gaan vir jou 'n resource available maak, na die tyd, wat jy kan kom download, of jy kan weer luister, jy kan kom vra, jy kan engage. Ek dink dis die verskil dis nie once of jy het dit gesien, en, yes, ek is nie seker nie, daar's ietsie daarna, ons gaan vir jou ietsie, ons gaan vir jou 'n pakkie gee, 'n pakkie vir die huis toe gaan gee saam met dit wat jy kan gebruik. Jy gaan nie net na 'n lekker buffet en jy kry 'n takeaway ook. Ja. Maar ek dink 'n belangrike ding ook is dat, en dis iets wat ek jou en julle geleer het, Jacques en Ewald, is die herverpakking van die inhoud. Is dat as deel van 'n digitale bemarkingsstrategie, dit is, jy sit iets daar buite, vergelyk dit met om by 'n handelskou te wees en jy stap tussen die stalletjies en hier kry jy nou 'n kans om die gesig van 'n besigheid te ontmoet, die beste verkoopsmense in 'n maatskappy, praat met jou uit hulle hart uit in persoon en hulle vertel vir jou hierdie ding, hoekom jy nou hierdie trekker moet koop, of hoekom jy hierdie laptop moet koop, of hierdie skoonmaakmiddel, of wat dit nou ook al is, en jy is sommer 'n bietjie meer oortuig as wat jy sou wees, net op 'n advertensie, want so persoonlik. En om daai, sê maar verkoopsman of dame op die voorfront te plaas en daai pitch daar buite te sit, en as iemand iets luister, dan luister hulle daarna, en dit bly daar, en enigiemand kan in die toekoms weer en weer na daai gaan luister. Is die beste manier wat jy dit kon na buite plaas, het jy dit gedoen, en dit kan jy dan nou weer ook sê, vertaal op ander maniere, jy weet, gaan skryf dit neer, gaan maak bemarkingsmateriaal daarvan, gesê dit, gebruik dit as die inhoud van 'n website of 'n blog, want hierdie is so 'n gesonde, natuurlike manier om mense se gedagtes te prikkel. Reg? Die rakleeftyd is interessant. Jy het 'n paar goed en ek wil sê ter opsomming, en laat ons aanbeweeg na die volgende segment toe, is die niche content. As jy kyk weer na tradisionele radio, is my interessant ook, is baie aktuele sake. Is gewoonlik geanker in sport, die wisselkoers, politiek, iets wat nie relevant is volgende week nie, of oor 'n maand, of loadshedding het seker 'n baie lang raakleeftyd, ek weet nie, dis maar. Ja, maar jy kan nie vir sê wanneer nie, want daai verskil die hele tyd. So, as jy gaan kyk, as ons kyk na klipkous en so, ek het nou nog downloads van episodes van 6 jaar terug, so ek wil vir jou sê, as jou content niche genoeg is, en ek praat nie van, jy kan 'n baie niche mediese podcast reeks hê, wat gefokus waar dokters, kom sê farmaseutiese maatskappy wat met sy spesialiste praat, en onthou mediese tegnologie beweeg teen 'n helse spoed, so ek praat nie daarvan waar tegnologie verander nie, maar oor die algemeen is daai inhoud daar binne van, het sy die persoon se storie wat inspirerend is, en sekere besigheidskomponente of funksionele komponente wat jy kan toepas, en dit gaan nog steeds relevant wees oor 3, 4, 5 jaar vanaf. So die ouens onderskat die rakleeftyd van die inhoud, en dan, ek dink baie belangrik, is soos jy ook, weet jy sê, die herverpakking. Ek dink dit is wat ek besef, en dis hoekom ek het onlangs ook veel ouens gesê, ek praat nie meer downloads nie. Ek sien bereid om daai gesprek te hê nie. Ja, dis natuurlik 'n mate van, jy wil ook nou nie sien jy 3 downloads 'n maand nie, want dit is ook 'n indikasie van die kwaliteit van jou inhoud. Maar dit gaan vir my oor die inhoud wat ons hierso skep, en ek wil net op daai punt ook sê, ons gaan hierdie inhoud elke maand gaan ons herverpak in 'n digitale tydskrif. So vir julle ouens daarso weer eens, behalwe dat hierdie teen vanaand 6uur, soos ek in daai eerste promo wat ons gesê het, vanaand 6uur is hierdie 4 potgooi episodes. Jy kan weer gaan luister, jy kan net na 'n sekere segment luister, en oor 'n maand kan jy dit kyk,
lees of luister. En ja, ek weet nie hoeveel mense nou luister nie, maar hallo ma. Dus, ek dink ons ten minste 4 mense. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.